Doelwitte met gebed. Soms is 'n mens verward wanneer jy doelwitte moet stel, want daar's te veel keuses en jy weet nie op watter een jy nou presies moet fokus nie. Of wanneer jy doelwitte stel, fokus 'n mens te veel op die prestasie wat bereik moet word, asook die beplanning en die produktiwiteit wat verwag word. Dit kan ook gebeur dat wanneer jy doelwitte stel en dit wil bereik, dit uiteindelik wanneer jy dit bereik, leeg en onvervuld voel. Om ons te help om intentioneel doelwitte te stel, herinner Jakobus ons dat ware wysheid van God kom. Hy skryf in Jakobus 1 vers 5: As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. So wanneer ons dus ons doelwitte belyn met wysheid wat van God kom, dan help dit ons om dieper en vervullend 'n vraag te vra. Dis naamlik die vraag: sal dit God se wil weerspieël? Hoe gaan dit God se wil weerspieël? Navorsing deur Locke en Latham toon dat duidelike doelgerigte planne nie net prestasie verhoog nie, maar ook betekenis en motivering in die alledaagse lewe bevorder. So prakties beteken dit eenvoudig dat ons planne in gebed met God deurgesels, dat ons strategiese en wetenskaplike insig met geestelike leiding en geestelike intelligensie meng en dit voor God bring. Hierdie gebedshandeling bring helderheid, dit bring vrede, dit bring ook perspektief. Dis so eenvoudig soos om vandag te bid: Here, hier is wat ek dink die doelwit moet wees, maar lei my asseblief dat die planne in U wil is, en lei my deur 'n heilige onrustigheid as dit nie volgens U wil is nie, en 'n heilige rustigheid indien dit wel volgens U wil is. So onderskei ook in jouself in 'n vorm van spanning. Daar's soort van twee tipe spanning. Die een spanning is daai atletiese gereedheidsspanning. Dis wanneer jy reg is vir 'n atletiekwedloop en jy weet daardie spanning is positief want dit bring die beste na jou in vore. So as jy in gebed daardie tipe spanning ervaar, dan beteken dit mag in lyn wees met wat God bedoel jou doelwit moet wees. Maar indien daardie spanning 'n tipe spanning is wat jou lam lê, wat jou lam maak, wat jou help om uit te stel en nie lus maak vir die hele affære nie, dan moet jy dalk ernstig vra en beleef, dis die Gees wat met jou werk, dat jy juist dit nie moet doen en nie moet aanpak nie. Leef geïnspireerd.